ons laaste episode is ons by Pieter Kien en Johannes van Intellect. Nou Pieter bestuur het 'n baie flexible, ek wil nie sê bestuurspraktyk nie, maar van sy goed die mark insit. En ja, hy gaan meer vir Pieter en Christopher vertel en ek is opgewonde om nogals te hoor wat hy te sê het, want dit is definitief 'n baie interessante stelsel. Ja, het is lekker om hier te wees en die wêreld is mooi en het lyk nat en ja, ons beïndruk altyd as ons hier deurry. Ons sien jou stelsel en ons hoor van jou stelsel en ons stel maar belang in hoe pas die booraan in jou stelsel in en werk dit heiliglik en sal dit so bly vir die toekoms? Yeah, I think so. The advantage with a boran is that this is an extensive system, so we don't run any machinery. I haven't dipped these things through a dip tank for the last 8 years. Not to say they don't get treated, but I treat them in a different manner. They're easy to handle. Yeah, they don't get any winter feed other than licks. Salt, phosphate summer, urea, bone meal winter. As ek het reg onthou, jy redelike hoë urium persentasie in jou lek, né? Ja, dis reg, ja. Yeah, we go quite high, up to 35%. We do adjust the cattle from starting them at 10% fairly early in the season, depending. As it gets more and more sour up to the Free State, we start them a little bit earlier on the urea. Because I don't live on these farms. And as I say, there are quite a few bits and pieces of ground all around. So the management side of things is very easy. That disease, we're in a heavy redwood, heartwood, gorse sickness area. So the disease factor is not really a limiting factor from that point of view. Sê my, kom daar, kry jy 'n punt dat jy voel jou koeie te veel booraan in, dat jy hulle terugvat weer met ander ras, of hoe voel jy daaroor? No, I don't, because I've got the option of growing, if the calf comes out of pure boran, Ja. I've got the option of growing it out as an ox. Right. That suits me fine. Yes. Ja. En sou die koei dan 'n suiwer booraan word, kan jy mos nou enige ander bil op haat sit weer vir jou. There you go. Vir jou Ja. swaar op. Nou maar kyk hierdie lekker unit ook, hè. Out of an Nguni cow, purebred Nguni cow, boran bull. Yeah. Op watter ouderdom kastreer jy? First week. First week. Yeah. So Intellect is 'n benchmarking firma. Ons benchmarking konsulteer vir meeste van ons vleisbeesboere. Ons het die hoofafdeling was oorspronklik jou suiwelbedryf gewees en ons het 'n mark gesien en 'n nood gesien in die vleisbeesbedryf ook met die onkoste wat bietjie klim en so aan. Ons doen prestasiemeting vir jou finansiële kudde, so jou rand en sente in jou beesboerdery kyk ons kyk na jou kuddebesteding en dan vergelyk ons dit met 'n klomp verskillende boere en dan in daai stelsels dan kan jy sien wat is die normaal wat in die area en in jou stelsel gehandhaaf word en dan bestuur ons volgens dit. Ons gaan kyk na jou bestuurspraktyke en ons kyk waar is bietjie van die laanghangende vrugte wat ons vinnig kan regmaak en wat is die langtermynbeplanning wat ons op die einde van die dag wat ons wil beter maak op die einde van die dag wat ons mikpunt is net om ons boere langer in die bedryf te hou en meer effektief in die bedryf te hou en hulle kan bietjie van 'n skokbreker te wees met die wisselvallige pryse en kyk hoe ons dit kan beter maak. Verskillende stelsels het verskillende benodighede en soos ek voorheen gesê het, ons is nou 3 jaar besig met julle met die projek. Ek dink is 'n baie lekker projek om te sien. Dus die simbiose werk baie goed. Ek dink ons speel lekker van julle af, julle speel lekker van ons af in terme van die inligting wat ons kry. Julle werk met baie syfers en nommers in verskillende stelsels. Hoe ervaar jy die booraan se rol in al hierdie ander stelsels? Ek meen, wat sien jy daar wat nommers en winsgrense per boerdery eenheid aanbetref? Ek dink die booraan leen homself baie goed tot 'n kommersiële stelsel. Dis 'n lae insetkoste, die vroulike diere doen baie goed. Jou hanteringskoste is baie laag. Jou voerkoste op meeste van die kommersiële stelsels is aansienlik laag. Dis baie lekker om op 'n plaas te kom in die winter en jy sien 'n vet bees. Dit help baie. Jou dipkoste soos Piet ook genoem het, jou hanteringskoste, jou dipkoste is aansienlik laag. So die bees leen homself net tot 'n baie laer insetstelsel. Arbeid is ook 'n groot komponent en ek dink ons het nou oor die laaste 4 jaar gesien hoe arbeid 'n
'n rol speel begin word in jou totale koste, winsdrywe. En ja, ook jou nie net jou arbeid nie, maar ook jou voerkoste en goeders met die wisselvalligheid van die speenkalfprys. As jy 'n hoër insetkoste het, dan is jou winsmarge laag. As die prys goed is dit great, maar as die prys laag is dit nie so great nie. Wat wys jou data vir jou oor persepsies wat daar buite is en wat die realiteit is, want die realiteit is tog wins, né? Ja. Op 'n kommersiële stelsel, om vir jou eerlik te wees, op 'n kommersiële stelsel het ons nog nie 'n boer aan boer gesien wat nie geld maak nie. Wat vir my nogals 'n baie interessante ding was. Ook in die speenkalfprys het ons gesien daar is ouens wat bietjie bakslaag kry op die prys, maar oor groter meerderheid is daar nie so groot verskil tussen die boer aan boer en die kommersiële ouens op die speenkalf nie. Wat maar net vir my sê kwaliteit verkoop. Ja. Dis maar die ouens wat bietjie bakslaag kry, as hulle bietjie anders bemark of bietjie ander planne maak, dan is daar 'n manier om dit te doen. Jy voer kraal jou eie diere, jy bou 'n osstelsel. Jy omseil dit. Ek dink op die einde van die dag as jy met 'n beesboer wat jou minder geld kos, en jy kry dalk 'n bietjie van 'n penalty, gaan hy jou nie so seer maak nie. So ek dink dis iets wat om na te kyk. 'n Goeie osstelsel gaan 'n swak koe en kalf stelsel elke keer klop. Maar 'n swak osstelsel gaan deeltyd gaan makliker wees as 'n swak koe en kalf stelsel. Dis makliker bestuur as 'n lae inset bestuur en veral waar hy is, hy bly in Mooi Rivier ry intoe. So dis makliker bestuur om 'n osstelsel te hou. Yeah, Christopher, I think one can starve a profit into an ox operation Ja. and get away with it. Whereas with cows, you will always pay the price. Ja. Yeah, but the ox system, you haven't got cows going in, cows coming out, bulls going in, weaning, culling, preg testing. Ja, so jy is nie geworry oor kalffermentasie. Yeah, so Op die grond is ons op die grond, jy moet hom net groot. yeah, it's a very easy system to monitor. Ja. Dit is 'n ken jou plaas, ken jou mark. Op die einde van die dag, dit sal jou stelsel bepaal. Jy moet gaan sit en gaan kyk en ek dink partykeer dink ek ons het bietjie te gemaklik geraak met die stelsels wat ons het in ons huidige mark. Ons staar onsself blind aan 'n spesifieke manier om te boer en ek dink veral wat ek gesien het onder die boer aan ouens is oor dat hulle tradisioneel bietjie dalk 'n bakslaag gekry het op prys. Kyk hulle bietjie na ander markte, hulle kyk na wat hulle plase kan hanteer, hulle kyk na verskillende bemarkingstegnieke, hulle kyk na al daai goeders en ek dink dis van toepassing op enige boer op die einde van die dag as jy moet daai som kan maak. Ja, en dis met die Piet, jy het voorheen gesê met die osstelsel ook, dit gee vir jou daai plek om te speel met die mark. As jy sien jou speenkalfpryse swak, hou hulle terug as osse. As jy sien jou speenkalfpryse is goed, verkoop hulle as speenkalvers, maar dis waar daai eenheidprys inkom wat jy moet gaan uitwerk. Wat is jou insetkoste en wat moet jy gemiddeld kry vir jou diere wat jy verkoop? Elke boer weet min of meer hoeveel diere hy per jaar gaan verkoop. So hy moet gaan uitwerk wat is sy gemiddelde per kop wat hy moet gaan verkoop. En dan kan hy uitwerk, okay, dit gaan my werk op 'n osstelsel, dit gaan my werk op 'n speenkalfstelsel afhangende van die prys. Piet, met jou spesifieke stelsel, jy kan dit doen oor dat jy jou belading is ook redelik laag oor die area wat jy in is. So daar is ook iets wat ek dink baie ouens miskyk is wat sy plaas kan hanteer. Hy gaan werk uit die som hoeveel diere hy moet verkoop dit is vir hom die moeite werd dan. En hy vergeet van daai stelsel van sy plaas kan net soveel diere dra. So hulle druk nommers waar jy liewers moet gaan kyk na hoe laag jy daai insetkoste kan hou sonder om onnodig te sny. So gaan werk uit wat jou plaas kan dra en stok volgens dit. Dit gaan in die langtermyn gaan jy baie meer help as om nommers te jaag. En dit is tog 'n risikobestuur. Ek meen want jy wil nie jouself in 'n voervloeikrisis in hardloop. En dit is wat meeste van die tyd gebeur. Ja. En voervloeiprobleme kry en dan moet jy begin. Ons het op pad hiertoe met ek en Piet ook gepraat met die osstelsel in 'n area soos hierdie waar jy redelik as dit droogte is dan raak dit baie droog. Waar ons stelsel jy so lekker help in daai stelsel is as jy jou weerpatrone ken, dan kan jy oor die 2 jaar of so wat jy weet tradisioneel droogte kom, kan jy begin diere afskuif sonder 'n groot risiko aan jou teelkomponent. Dat jy erg gaan sny nie, ja. Erg gaan sny nie. So dan voor die mark versadig is met diere, mense wat diere sny, kan jy diere afskuif al redelik vinnig. Ja. En dit is ook nie dis ook nie dat jy in daai stelsel spesifiek daai manier van daai stelsel hoef te boer nie. Jy kan jou stelsel aanpas soos wat jy hom nodig het wat vir jou plaas of jou stelsel werk en ek dink dis ook wat ouens blind staar koei kalf stelsel moet so lyk. Hy hoef nie so te lyk nie. Nee. Jy pas hom aan
Piet speen bietjie later as wat almal speen, byvoorbeeld. So jou speentydperk, dis goed wanneer as jy koei vet bly en jy kan haar langer aanhou. Hoekom hou jy nie die kalf langer aan nie? Ja. Dit gaan nie jou konsepsies volgende jaar affekteer nie. Dit gaan nie, sy's dalk klaar dragtig, so pas goed aan wat vir jou werk en wat vir jou stelsel werk, moet jy self nie blind staar in wat rondom jou aan. Ja. Baie belangrik. Ek dink ons het 'n ongelooflike week gehad op die pad, baie plekke gesien en spesifiek die goue draadjie deur alles is hoe die boerhand betrokke is in elke boer se stelsel is. Martinus, as jy nou dit vir ons, ek wil amper al sê, kan opsom op 'n manier, hoe sou jy dit opsom? Dit was 'n ongelooflik om te sien, verskillende sisteme, intensief, ekstensief. Ons het op marginale grond gedraai. Elke plaas verskillende uitdagings en dit is regtig vir riem om in die hart om te sien, jy weet die ekonomiese impak wat die boerhand in elke kudde het. As ek en Christopher ooit daar kon wonder, is dit nou vir my baie duidelik waar pas hy in die stelsel en is voor die hand liggend dat daar 'n groot ekonomiese waarde in alles is. Baie begaafde boere teëgekom en jy weet by die mense wat ons besoek het, baie geleer. Nie net van die boerhand se kant af nie, maar van die mense se kant af. Christopher, jy praat baie oor die ras, maar as jy nou in kort iets vir ons kan sê, wat sou dit wees? In die eerste plek dink ek ons het gesien dat kommunale dele waar daar regtig moeilike dele is om mee te boer, die boerhand om sterk deurgebring en ek dink vir die beesboer daar buite, as jy 'n stuk grond het wat jy nie weet wat om te maak nie, is dit presies hierdie ras om deel te word van daai boerdery aspek van jou wat dit moeilik is om te boer. Die Suid-Afrikaanse boere, ek dink hierdie was regtig 'n week wat 'n mens kon sien dat die ouens dit met passievol boer en 'n sukses maak van dit. En dit is eintlik so 'n hartklop aan 'n mens om te sien dat dit maak nie saak in watter omstandighede hierdie ouens boer nie. Hulle maak nog steeds 'n sukses daarvan. Eintlik 'n eye-opener om te sien wat elke ou doen. Wat moontlik is. Dankie, maak gerus kontak by die Boerhand Genootskap of besoek hulle webtuiste. Die besonderhede sal hierso wees.